Goeiemôre julle, Johan van Tonner saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Levitikus 21. En ek titel dit, Hulle mag, maar julle nie. Lang terug deel 'n vriend van my die volgende, dat as Christen ons vry is om enigiets te doen, selfs dit wat ander doen wat sonde is. Dan eindig hy dit met, maar ek kies om dit nie te doen nie, want ek is lief vir die Vader. Hier in hierdie hoofstuk roep God Moses eenkant en sê vir hom in vers 1, Verder het die Here vir Moses gesê, spreek met die priesters, die seuns van Aaron, en sê vir hulle, wat sê die Vader vir hulle? Ander mag, maar julle mag nie. Hier gee die Here sekere riglyne vir die priesters, waar volgens hulle moet lewe, en wat hulle nie mag doen nie. Hulle mag hulle nie onreinig nie, deur aan dooies te vat nie, hulle mag nie hulle baard en hare skeer nie, riglyne rakende watter vroue hulle mag neem, en dat daar geen een in die priesterorde met gebrek na God mag kom om te offer nie. En wanneer ons hierdie lees, dan wonder ons hoe dit van toepassing is op ons vandag. Die antwoord is dat dit wel toepaslik is. Ons weet dat ons nie meer in die tempel gaan om offers te maak aan die Here, ons Vader nie. En dat Jesus se offer eenmalig as hoëpriester gebring was aan die Vader vir ons. Maar vers 10 gee vir ons 'n idee, want hier word gepraat van die salwing wat op die priesters was. En net so dra ek en jy die salwing van die Here vandag. Johannes sê in 1 Johannes 2 vers 20 en 27 die volgende, Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf, en julle ken almal die waarheid. Vers 27, wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die seën bly. Ek en jy dra die salwing van die Here deur die Heilige Gees vandag, en daarom is dit asof die Here vandag vir my en jou ook sê, ander mag dalk, maar jy mag nie. As kinders van die Here en gesalfdes van hom, moet ons heilig wees en heiligmaking nastreef. Ons lees in 1 Petrus 2 vers 9 die volgende, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Dalk sê die Heilige Gees vanoggend vir ons, dat daar sekere dinge in ons lewe is wat ons ontheilig. Sekere dinge wat ons toelaat wat ons nie moet nie. Lê dit neer vandag en kom voor die Here sonder gebrek en sonder sonde. Hierdie hoofstuk verwys nie net weer eens na Jesus Christus as ons perfekte hoëpriester wat vir ons intree nie, maar ook na die belangrikheid vir alle gelowiges om hulle lewe rein te hou voor God. Dat alles wat ons doen 'n offer moet wees, gebring aan God. Levitikus 21 dien as herinnering aan die hooproeping en verantwoordelikhede van diegene wat in geestelike leierskap dien. Die hoofstuk beklemtoon die belangrikheid van heiligheid, suiwerheid en die behoefte vir die priesters om lewens te lei wat hulle toewyding aan God weerspieël, wat 'n beginsel is wat vandag nog vir alle gelowiges van toepassing is. Mooi dag vir julle.